God wat uitreik na almal, Christus, lig vir die wêreld, en die Heilige Gees wat God se lig deur ons skyn, groet ons U. Amen. Mag maar sit. Eerbares, as ons al so moeg in die nuwe jaar. Ons klink baie moeg word. Maar wanneer ons in die huis van die Here is dit eintlik iets uitbundig, want die Here het nog genade ek het U geskenk. Amen. Dat ons hierdie jaar met die nodige vuur en ywer sal begin. Die woord van die Here sê, hy het my uitgehaal soos 'n brandende hout. En iets wat brand beweeg ons, sodat ons hierdie jaar 2026 brandend vir die Here kan wees. Op al jaar het ons die skrif gebruik, Jesaja 43 en die 19de gedeelte sê, kyk, ek gaan iets niets doen. En as iets niets is, dan is dit heel anders. So laat ons 'n nuwe begin sal maak vir die Here. Ek wil die aankondigings doen. Ons is ons eerste Sondag, so daar is nie baie om te deel nie. Ek lees vir u Jesaja 40 vers 3 en 4. Iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word. Elke berg en rand moet gelyk grond word. Elke bult moet 'n gelykte word. En elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here het dit self gesien. U is wees welkom, ons welkom ons kerkraad, ons gemeente. Het ons enige besoekers vanmôre saam met ons? Daar agter is 'n besoeker. Van waar is die broeder? Oudtshoorn. Baie welkom vanmôre saam met ons hier in die huis van die Here, broeder.
En ek glo wanneer u weer terugreis, dra ons voete ook daar in die mense in Oudtshoorn. Kom ons sing vir die broer, om welkom te heet. It's a welcome, yeah, it's a welcome, yeah. Gemeente, vanaf ons in die kerkraad, na u as gemeente, wil ons vir u 'n voorspoedige en 'n geseënde jaar toewens en toebid. Mag elkeen se drome waar word, dat wanneer u in die lagte is, u nog steeds die hand van die Here sal vashou, en dat hierdie jaar 'n jaar van seën vir u self en u geliefdes en u breë familie sal wees. So dit is ons wens van ons in die bestuur en die kerkraad. Ons prediker vanmôre is broer Noah Ton. Katekisasie 2026, ons moes reeds die vorms vir hulle wat 'n matriek is in 2026 ontvang het. Die afskeiddatum was die 31ste Desember. Vir hulle wat dan 16 jaar en ouer is en in graad 10 is, hulle katekisasievorms of aansoekvorms moet ontvang word aan die einde van hierdie maand, en daardie klasse begin in April 2026. Ons nog steeds siekes in ons gemeente en ons vra nog steeds vir voorbidding vir hierdie dierbares. By die stydtrekkings van 2025 het hierdie dierbares verjaar. Suster Meiwis Leg op die 30ste verjaar en op die 31ste Suster Lavinia Heinz op die 31ste verjaar. Suster Ton, sal jy net 'n bietjie agtergrond oor die Valentynslied kom gee asseblief? Goeiemôre gemeente. Ek hoop ons is tot vol soos ons was met ons Kersdiens, maar nietemin soos broer Sam sê, miskien rus ons nog so 'n bietjie, né? Nou familie in Christus, vir die jaar 2026 het ek half so 'n bietjie ander visie vir Pakkelsdorp UCC. Ek wil hê ons moet in 2026 'n familie word. Wanneer ons by die kerk se deure kom, moet ons waarlik sê ons is broers en susters. En as ek dit sê, wil ek hierdie jaar 'n paar projekte saam met Mission Council aanpak, wat juist dit vir ons so 'n bietjie gaan bymekaar bring. Waar ek en u rondom 'n koppie koffie of 'n koppie tee net so 'n bietjie kan gesels en verneem. Wie is hierdie suster wat elke Sondag langs aan my sit? Wie is hierdie broer en sy familie wat so op Sondag langs aan my sit? Dit is toch wat Abba Vader van ek en u verlang, dat ons as 'n familie binne die huis van Christus moet opereer. Nou op die 14de Februarie hierdie jaar wil ons 'n Valentyns ontbyt aanbied die Mission Council. Ons plan om dit dan te hou daar by die akkertjie, dis mos nou nog lekker warm. So ons gaan 'n buitelug ontbyt hê. En die tema is natuurlik liefde. Die liefde wat ek en u vir mekaar het, die liefde wat ons vir ons mans en vrouens het, vir ons kinders, maar ook vir ons as familie van Christus, want dit is wat waarom vir ons is. En dan trek ons allemaal lekker rooi en wit aan, en ons kom skop ons skoene uit, en ons kom geniet by die Mission Council vir u wil opdis. Dis R80 die kaartjie vir enkel, en as u 'n paartjie is dit R120. Nou 'n paartjie kan nie vrou nou wees nie, dan is dit R120.
Ons gaan op hierdie geleentheid 'n spreker hê, so doen moeite, liewe gemeente. Kom op, kom ons begin 2026 op 'n regte noot. Kom ons bou hierdie jaar familie, dat niemand deur ons kom in die jaar 2026. Die skrif sê ons dink nie meer aan die vorige dinge nie, en ons strek ons vir 2026, strek ons vooruit, sodat die mense van buitekant ons kan sien, ons is 'n familie in Christus. Baie dankie. Baie dankie, Suster Kroon. Ek sien net, ek hoef nie altyd te praat nie, as wat ander praters, so dis hoekom dit 'n initiatief van die Mission Council is, en ek glo en vertrou dat ons gemeente hierdie saak sal ondersteun. Ons het kennis gekry van 'n seniors ete op die 6de Januarie, 60 jaar en ouer, 12 uur by die Bodepap in Lodge. Die dame is Mandy Moensame. En ons wilde maar sê, dis 'n disclaimer, ons het dit ontvang, ons het nie met die persone self gepraat nie, maar dis nou wat ons ontvang het deur verskillende kanale. So, die seniors, u is meer as welkom om daar aan te sluit, as u daar wil bywoon, by die seniors ete op Dinsdag. Ek verstaan ook dat Dinsdag kom Sassa deur, so u moet maar die goedjies maar so skuif. Ek weet nie as Sassa deurkom Dinsdag nie. Ek wil vir u sê die kantore is oop Dinsdag. Die kerkkantoor is oop, so u kan so regmaak met ons, dan kan u maar skuif soontoe. Ja, so dit is 'n ete wat sy Mandy Moensame aanbied. Ons skriflesings vanmôre, ons het 3, Jesaja 60 vers 1, Jesaja 43 18 tot 19 en Johannes 1 wat ons fokusteks gaan wees vanmôre. Johannes 1 tot 14. Ek wil ook spesiaal groet aan ons Suster Jeline Olivier. Goeiemôre. Goeiemôre. Is altyd daar om te seker te maak dat ons programmetjie pragtig loop hier in die kerk. Hierbaar is as u vanmôre verjaar het, iets het om te vier, 'n huweliksherdenking, of net vir die Here wat dankie sê, as u vanmôre in die laagte is en die Here se riepstem aangeroep het, is u meer as welkom om te staan. Ons sal verder gelei word deur ons broeder Martin Pieterse. Beide. Liefde van Jesus
Dat ons vanmorgen hier is en dat ons gaan staan. Vanmorgen, die wat staan, die weet waarom we staan, maar ik geloof we staan vanmorgen met een dankbare hart. Want het was in die plan van die Here dat jy vanmorgen hier is om vir hom dankie te sê. En as jy nie so goed voel nie, is het ook oké. Is het ook oké. Want dit was ook in die plan van die Here. Vanmorgen wil ek graag bemoedig die woord van die Here. Jy weet, hierdie nuwe jaar 2026 is maar 4 jaar oud. 18 dae. Daar is nog 361 dae wat op ons wag. Onbekend. Onbekend. Maar vanmorgen kyk ons allemaal planne vir hierdie jaar. En vanmorgen wil ek net bemoedig uit die woord van die Here. Wat kom by planne. Ek lees graag vir u Spreuke 16, dit die eerste 3 vingers. Ken die Here in jou planne, dit is die ons. 'n Mens maak baie planne, maar die Here besluit of dit suksesvol sal wees of nie. Familie het reeds planne gemaak. Maar vanmorgen lees ek die woord van die Here en die woord van die Here sê, as jy suksesvol wil wees, dan moet die Here intrek in u planne. Alles wat 'n mens doen, lyk vir hom reg, maar die Here weet waarom ons dit dan aanpak. Dit is so, dit wat ons aanpak, lyk vir ons reg. Maar daar is een mens wat weet, waarom u hierdie planne aanpak. En hy sal besluit, halleluja, Here prys die môre, of het suksesvol sal wees. En dan die 3de vers. Ken die Here alles wat jy doen, dan sal hy jou help om dit uit te voer. Sonder die Here is dit onmoontlik. Probeer dit maar. Maak planne en probeer dit maar sonder die Here nie. Die woord van die Here leer my vanmorgen. Ken die Here en alles wat jy wil doen, dan sal hy jou help om dit uit te voer. Halleluja, Here, prys. Dankie Here vir hierdie mooi skrif. Wat ons vanmorgen kan lees en mekaar kan bemoedig daarin. Mag die Here die planne wat jy het suksesvol vir u maak. Maar ken hom al die planne. Dit is my nodig vanmorgen, familie. Kom ons kyk die woord. O Here, ons sê Here, hierdie is baie dankie vir hierdie geskrewe woord, Here. Beskikbaar, glo ek in elke huis. Dankie Here, dat ons vanmorgen mekaar net weer kan bemoedig, mekaar net weer kan herinner aan dit, Here, wat aan die woord staan. Net herinner dat sonder die Here is onze planne, sal onze planne nie suksesvol wees nie. Here, help ons dat ons u sal ken in alles, Here, wat ons doen. Want u sal toesien, Here, dat het suksesvol sal wees en dat ons dit wel sal uitvoer. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Ons mag staan, Here, op dit, Here, en ons vertrou u op dit wat ons in die woord van u is. Here, u is 'n waarmaker van die woord. En daarom sê ons vir u net baie dankie. Seën almal, Here, wat vanmorgen staan. Dankie Here, dankie Here. Dit was u wil, dat het so sal wees. Ons eer u, ons prys die Here, ons het soveel
baie dankie. Amen. Ons gebed om die opening van die woord. Laat ons op grond van die wonder dat die woord mens geword het, tot die Here bid. Laat ons op grond van die eenvoud van die geboorte van lig vir die wêreld in die stal van Bethlehem tot die Here bid. Laat ons op grond van die heerlike verskyning van die lig vir die wêreld en die herders en sterrekykers tot die Here bid. Ja, red, troos en bewaar ons, woord wat mens geword het en onder ons kom woon het. Ons eerste skriflesing vind ons in die boek van Jesaja 60 vers 1. Ek lees vir u uit die 1983 vertaling. Kom, Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Ons tweede skriflesing vind ons in Jesaja 43, is in dieselfde boek. Het 'n bietjie vorentoe. Die opskrif, jy is myne, vers 18 en 19, maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Ons fokusteks vanmôre, so skriflesing van ons in die evangelie van Johannes. As u dit het, die woord, die opskrif, die woord het mens geword. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is,
Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Dit is die woord van die Here. Op antwoord op die skrif gaan ons nou ons skrifte opneem tot eer en verheerliking van sy naam. Almachtige Vader, baie dankie vir die opgave wat ons vanmôre het. Alles wat ons het,
kom van liefde. Seën elke oorgawe wat vandag opgeneem is. Voorsien aan elkeen zijn behoeftes wat vandaag opgeneem is. Bij de Vader in Jesus' naam. Met baie aansluitings. Amen. Dankie Jesus. Organisasies, die kore en die praise and worship, hulle vat so 'n breek. So ons verstaan, hulle was die hele tyd besig, so, maar dit stop nie op vir ons om die saak aan die gang te sit nie. Ek glo daar's pragtige stemme hier in hierdie gemeente. En ek glo hier's idols op ons. So as ons kan sing ons tot eer van die Here. Gemeente, voordat ons oorgee aan ons prediker vanmôre, is dit nodig om vir u as gemeente te seën. Die seën van die Here te gee, wat reeds van die oudheid in stand gehou was. En Numeri 6:24 tot 26 word die priesterlike seën aangekondig deur Moses. En aan 'n gemeente soos die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genade wys. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So gemeente, vanmôre raak bewus van die seën van die Here is nog steeds by u. Ongeag wat die omstandighede vanmôre mag wees. Die Here sê, ek sal tot jou, tot julle almal se redding verskyn. En dan sê hy, wat hy ook sal doen. Hy sal u gebed, wat u tot hom offer, sal hy verhoor. Wat 'n wonderlike belofte van ons hemelse Papa, dat hy sal gehoor gee. Ek het vroeër gelees van onverstaanbare, die 1953 vertaling sê, ondeurgrondelike dinge, waarvan jy nie weet nie. So die Here, als dit gereed vir ek en u instoor, ons moet net met hom skakel. U hoef nie MTN of Vodacom of CLC of Telkom of wat ook te gebruik nie. U hoef nie 'n direkte skakeling met ons hemelse Papa. Ek wil die prediker vanmôre aan die woord stel, Broer Noah, wat vanmôre ons die brood sal breek, aangaande die skrif oor die lig van die wêreld. Dit was nie
Familie, hoekom ek vra dat ons net tot daar gaan. Wanneer jy hier staan, en jy is nog nie los nie, dan die woorde verlied ek kom nie. Want daar sê ons het om op 'n spesifieke wysie wat ons hom sing. Dit is die eerste Sondag na 'n nuwe jaar. En nuwe jaar is gewoonlik die tyd wanneer ons daai onrealistiese ding op onsself stel wat genoem is New Year's Resolutions. Nou ek het besluit ek gaan nie weer so iets op myself stel nie. Dis gewoonlik die tyd familie waar ek vir myself jok en sê nuwe mens, nuwe ek. Of is die tydperk van die jaar wanneer ek vir myself sê hierdie jaar gaan ek gesond begin leef. Dan wanneer ek maandag moet begin werk, dan stap ek net gou daar by omgewing verby en koop vir my 'n bottel tok. Ek het beloof dat ek 'n gesonde leefstyl gaan leef, maar kyk hoe vinnig verander dit. Daarom doop ek hierdie boodskap met die titel Change is as good as a holiday, but only if you want a holiday. Today, dear family in Christ, we celebrate Epiphany Sunday, or Harvest Sunday as I call this Sunday. In tradition, we would have prepared ourselves for our Harvest Sunday. Dis gewoonlik die tydperk wat ons oesfees noem, wanneer ons goedere na die kerk toe sou bring en die Here sal loof. Now, Epiphany is a Greek word which literally means appearance. Now, Epiphany is the celebration of the revelation of Jesus Christ to the world. Epiphany is a time where we celebrate the 12 days after Jesus' birth, when he made his first public appearance. Epiphany Feast is a time to reflect on our spiritual lives. Next week, you would see that all the gold in church will be changed to green, and green symbolizing discipleship and growth. The focus for the theme of Epiphany would be the identity of Christ to us and the mission of Christ. And we will look at how Christ is revealed to us as the church. Voor ek vergeet, laat my toe om die groete oor te dra van eerwaarde iemand. Terwyl ek voorberei het, het ek en hy 'n gesprek gehad. En hy het my gevra om sy groete aan u oor te dra. Vanoggend familie, vra die Here vir ons met die aanbreek van die nuwe seisoen. Adventtyd is verby, maar is jy gereed om te oes? Is jy gereed om te oes nadat Kersfees ook verby is? Kersfees het gekom en Kersfees het gegaan. Maar wat het u en ek geleer in die Kersseisoen? Advent het gekom en Advent is verby. Wat het ons geleer uit die boodskap van die koms van die Messias? Daarom is Epifanie daar. Is 'n tydperk van tweede kanse. Is 'n tydperk van groei.
in ons Christelike lewens. Kom ons sluit die oë. Loving and gracious God, Creator of all things we know, today I stand here as a vessel of you. I stand as someone who knows that all things are possible through you. This morning I come and ask that you would take away the words that Noah wants to speak and form the words that you want to speak, dear God. Here vanoggend vra ek dat die woorde van my mond en die oordeenking van ons harte vir u welbehaaglik sal wees. Ek vra dat u die woorde op my hart sal lê wat u vanoggend wil hê moet uitkom. Dat u in my skoene moet staan. I pray that I would do justice to your word. That I would become, as Paul says, a living letter for you. This I pray in your name and your name only. Amen. Nou familie, ek gee vir die agtergrond van my hoofteks vanoggend. Johannes se evangelie begin bietjie anders as die ander evangelies. Die ander evangelies begin met die aankondiging van Jesus se geboorte. Dit begin met Jesus wat gebore word, sommige tekste, maar hierdie een begin heel anders. Hy's amper diep teologies. Dit begin met die woorde, in die begin was die woord. Die evangelie wat die lewe van Jesus vier begin, so aan die begin was die woord. Johannes sê hier indirek vir ons, aan die begin was Jesus reeds daar. Nou, ek kan later daaroor praat, maar daar is 3 dinge in die teks wat vir my uitstaan, en die 3 dinge is dit wat ek met u vandag gaan deel. Die eerste ding wat ek met u gaan deel, is die woord het lewend geword. Nou, dis 'n onderwerp waaroor Christene nie baie praat nie. Om 'n Christen te wees beteken dat jy glo in die Christologie. Nou, Christologie is basies 2 woorde wat saamgestel was. Teologie wat beteken dit waarin jy glo, en Christ is maar nou net die afkorting van Christen se teologie. Wanneer ons gaan kyk na ons in die Christelike kerk, dan maak ons baie gebruik van die lewe van Christus. Ons geloofsbelijdenis bestaan 99% of 90% uit die lewe van Christus. Johannes sê hier vir ons, en dis 'n teologie wat ons nog aan moet wakker word, of wat ons nog moet gewoond raak aan. Hy sê, Jesus is die woord van God, maar Jesus is ook God. Jesus is die woord van God, maar Jesus is ook self God. Ek gee vir u bewyse daarvan. In Genesis 1:26 sê God die volgende: laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle sal heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel. Hierdie gedeelte is voordat daar enige hemelse wese gemaak is. So met wie praat God? As Jesus nie daar was saam met hom aan die begin. In Matteus 28:19 kry ons die opdrag om uit te gaan en mense te laat doop in die naam, een naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So waarom
waarom sal Jesus vir ons beopdrag, of waarom sal ons die opdrag kry om uit te gaan en disippels te maak en hulle te laat doop in iemand se naam wie nie God is nie? God praat hier in die eenvoudige vorm van die teks van laat ons mense maak, omdat hy verwys na die drie eenheid. Nou om die Triniteit vir u prakties te maak, het ek gedink, ek wil graag 'n vergelyking maak. Nou, u moet by my bly met die vergelykings. Dis weet maar bly met my asseblief. Die mens of God is vir my soos 'n gekookte eier. Nou 'n gekookte eier het 3 dele. Dit het sy wit, sy geel en dan die dop. Nee, dit is mos hoe 'n gekookte eier is. Nou ons het tog 'n liggaam. Nee? Die wit. Ons het tog 'n siel, die geel. En ons het tog 'n vel, die dop. Nou dit is eintlik al wat die Triniteit is. Die Triniteit is een God, 3 variasies. U het hom nog nie lyk ek my. Ek maak hom dan nog nader aan die skepper. Ek wil dan die son gebruik as die voorbeeld. Nou die son het ook 3 dele. Dit het die son is eintlik 'n bal 4. En uit die bal 4 kom maar 2 dinge. Die lig wat ons sien en die hitte wat ons voel. Nou dit is ook al wat God is. God is die bron, die vuur wat brand. Jesus is die lig wat ons sien, dit wat aan ek en u sigbaar is. En die Heilige Gees is die hitte wat ons voel, die teenwoordigheid van God self. Daarom maak ek die uitdrukking, of daarom maak Johannes die uitdrukking, dat Jesus is God self, maar hy is ook die woorde van God. Dis een God wat in 3 variasies gekom het. Ek wil vir u die 14de vers van Johannes lees. Nou in Engels klink dit kwaai, so gaan dit vir u in Engels lees. Dit sê, the word became flesh and blood and it moved into the neighborhood. Dit klink kwaai, nee? Dit is so, die woord is klaar iets wonderlik, maar nou kry jy die amper gangsterige connectatie. The word became flesh and blood and it moved into the neighborhood. I want to take us to a scene in The Lion King where Simba and Nala played where they shouldn't have played. And they ended up in the elephant's graveyard. And there the hyenas were in control. That was the area where they normally made their kill. En Simba, hulle speel daar en die hyenas kom nader aan hulle. En Simba, so onskuldig soos hy is, maak toe nou 'n roar wat eintlik cute klink. Dit klink iets soos en die hyenas lag vir hom. Hulle kom toe nader en hy maak toe nou weer 'n roar. Hulle vra toe vir hom, dink jy ons is bang vir daai? Hy maak toe weer een en hulle kom nader. Maar familie, Simba het nie opgehou nie. Simba het nog een keer probeer en daardie keer het daar 'n brul gekom wat van nêrens afkom nie. 'n Brul wat van agter af kom. Dis hoe Mufasa op die toneel kom. I want to tell someone this morning, the enemy will try and laugh at you for your roar. But at the right time, Mufasa will come and show up behind you. And your roar, together with his roar, will chase the enemy away. The Son of God tried to fight alone, but as soon as Mufasa showed up behind him, the roar was so powerful
At the right time, my dear family, the Mufasa, the God, the King of Kings, will show up behind you, and you together with him will chase the enemy away. Now Mufasa is also a Greek word which is translated to King of Kings. At the right time, the Lord will show up behind you in your storm. And your roar, together with his, will do marvelous things. Die tweede ding waaroor ek wil praat, familie, is die woorde, dit is nou tyd vir ons om op te staan. Nou, hierdie gedeelte word geondersteun deur die boodskap in Jesaja 60. Nou, ek het my gisteroggend gemonitor, en ek wil u nooi om dit te doen eendag. Toe ek gister opstaan, is die eerste ding wat ek doen, is om my foon te vat en op TikTok te gaan en te begin scroll. Nou, dis nou dalk maklik vir my gewees om vir u te sê, toe ek opstaan het ek gister gebid. I'm not here to tell you lies. Yesterday when I woke up, I took my phone and I started scrolling on TikTok. And after an hour, I realized what I've been doing. Ek was so vasgevang in die vermaak van TikTok, dat ek nie eers gevoel het hoe die tyd verbygaan nie. Maar nogtans daarna het ek toe nou my foon gevat en ek het, daar soos hierdie app op my foon waar ek movies en goed kan kyk. En ek gaan toe nou in dit en ek kyk sommer toe nou goed waarop ek agter is. Ek lê toe nou daar nog 'n uur. Besef het nie eers nie. Dit is my normaal, familie. Nou, ons is veronderstel om wanneer ons op te staan, te bid en vir die Here dankie te sê vir nog 'n dag. En as u dit doen, baie dankie daarvoor. But that's not something that I do. How many of us do that really? How many of us say that we do it, but we don't? You would have believed me if I said to you when I woke up yesterday, I prayed before I did anything. Die teks sê vir ons, staan op, laat jou lig het gekom. Ja, sorry, die teks sê vir ons, staan op, laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Die gedeelte sê vir ek en vir u, ons is so vasgevang in die aardse dinge. Soos wat ek vasgevang was vir 'n uur op TikTok. Ons is so vasgevang in dinge wat ons mag gegee het, dat ons nie eers besef dat ons lig al reeds gekom het nie. Jy is so besig om te scroll op TikTok, inskrywings te maak op Facebook, rond te scroll op Pakkelsdorp staan saam, Georgita staan saam, dat jy nie eers besef het, jou lig het al gekom nie. Jy is so vasgevang in die sportkalender van 2026 of die sokkerwêreldbeker wat hierdie jaar sal plaasvind, dat jy nie eers besef het dat jou lig al reeds hier is. Jy is so vasgevang in jou werk en dit wat jy jouself mee besig hou, dat jy nie besef het dat jou lig al lank reeds hier is nie. Pakkelsdorp UCC, jy is so vasgevang in jou tradisies dat jy nie eers besef het dat jou lig al lank al gekom het nie. Another thing that I picked up of myself
is I have this new earphones and they have noise cancelling effects on it. Nou ek en my ma was eendag alleen in die huis en sy roep vir my, maar ek het die earphones ingehaal. En ek kon haar nie hoor nie. Nou die eerste ding wat ek my moet vra is, wat is die probleem? Is dit ek wat nie my ma kan hoor nie? Of is dit my ma wat nie daar is nie? Nou, sy moes my toe video call, want as sy my video call, dan kom het deur na die earphones toe. En dis toe ek nou besef, nee, maar die auntie het vir my geroep. Family, how many of us don't have noise cancelling devices in our ears that we don't hear the Lord speaking to us? Sometimes in our silent moment, we turn on music because we are afraid of the silence. Ons wil nooit vir te lank in die stilte sit nie, want die stilte gaan my aankla. But it's in die stilte tyd, familie, wat die Here besig is om met ons te praat, but we turn the volume up, we turn our noise cancelling devices on so that we can't hear the silence. Then we ask, Lord, why aren't you answering my prayers? But the thing is this, the Lord has answered you, but you can't hear Him because of your noise cancelling devices. Die Here het al lank al sy deurbraak aan ek en u beplan, maar ons is te besig om te scroll op TikTok. Ons is te besig om te scroll op Pakkelsdorp staan saam. My son and my daughter, I have come through for you a while ago, but you can't see it yet. You are stuck at a perfect breakthrough, but my perfect breakthrough is something that you don't know. That's why you don't think that I might have come through for you already. You sing the song with so much passion, be still and know that I am God. But when I require of you to be still, you are never still. When I need of you to allow me to fight for you, you have already fought the fight. Ons vra vir die Here om saam met ons in 'n storm te gaan, maar as ons in die storm kom, dan glo ons nie dat die Here daar saam met ons is nie. Ons is so maklik om te sê, I surrender all, maar wanneer die oorlog kom, wanneer die storm kom, dan is ek die eerste een om te beklei die storm. So what is the problem here, julle? Familie, dis tyd om op te staan. Die Engelse vertaling sê, get out of bed, Jerusalem. And today I say to you, I say to myself, get out of bed. Your breakthrough has come. Your light has come. But it's time for you to stand up. Nou familie, u weet, ek is 'n musiekmens. En toe ek nou hoor by Bruce dat ek die 4de gaan preek, was ek baie opgewonde, want ek sien toe nou sommer die teks, en ek dink toe by myself, great show. Toe besef ek dat hier nie musiek organisasies gaan wees nie. En ek begin raak toe nou maar bekommerd. Want as jy hier staan, familie, dan wil jy daarmee, daar moet iemand wees wat jou optel. Nog 'n ding, ek het een programleier gewoonlik. Ek weet nie of julle dit agtergekom het nie, maar as een dametjie in die kerk wat al my programme lei. En toe sy ook nou vir my sê, sy kan nie hier wees vandag nie. Toe begin raak ek ook nou bekommerd, want wat gaan nou aan? My organisasie is hier nie, die persoon wat vir my lei is hier nie. Vanoggend familie,
Hoekom ons laat gekom het, ons het verslaaf. Nou, familie, die ding is die. Ek het 'n alarm, ja. Maar ek maak nie staat op my alarm nie. Gewoonlik is ek voor my alarm wakker. En vanoggend was dit net nie die geval nie. Vanoggend 20 voor 9. Toe kom my pa in my kamer en sê, nou dis tyd om op te staan. Ons moet kerk toe gaan. Family, we have our lives planned out so perfectly. We have our lives planned out to the T. But when God wants to do something in your life, He's not going to ask your permission. He's not going to ask you if your schedule will allow Him to take over. Dis maklik nou om aan die begin van die jaar te staan en u lewe mooi uit te beplan. Maar ek moet vir u sê, alles gaan nie according to plan nie. Dis maar net hoe dit is. Want as die Here besig is met jou, when the favor of God is upon you, He's not going to ask your permission to bring your breakthrough. Die volgende ding, familie, ons volg 'n program in die kerk, dit wat julle sien. En buiten dit het ons 'n kerkkalender wat ons volg. Buiten dit het ons 'n streekskalender wat ons volg. Buiten dit is as 'n Sinode en dan die verlootskap een. Nou dis alles mooi goed. But this morning the Lord is saying to me and you, when I want to come and do my breakthrough in your life, I'm not going to ask the first calendar if I can do it. Ek gaan nie vra by die streek of ek die deurbraak aan jou kan kom maak nie. Ek gaan nie vra vir die kerk of sy kalender my toelaat om die deurbraak in jou lewe te maak nie. Ek gaan nie vir jou vra as jy jou lewe uitbeplan het of ek die deurbraak in jou lewe kan maak nie. We pray, God, please bring me a breakthrough. Nou God se tyd is perfek. U het gesien in die geveg tussen die hyenas en Simba het God opgedaag wanneer dit die meeste nodig is. So u deurbraak, familie. Op die 4de dag van Januarie wil ek vir u sê, u deurbraak is op pad. Of hy sal reeds hier. Hy staan dalk al gereed vir u, maar al wat van ons nodig is dat ons oor sal gee aan hom om beheer te neem. All that is required is that we hand him our lives controller. Die derde ding waaroor ek met u wil praat, is ek wil 'n nuwe ding kom doen. So I started my active servanthood back in 2018 when I joined the youth. So at the time I was in grade 7 when I joined the youth, baie jong. But I joined the youth back in 2018, and then after that in 2019 I joined the worship team. And obviously we were part of the mission council. And for some odd reason, I can't remember, julle wat langer in die mission council is kan my lei. For some odd reason, we wanted to host a Father's Day service outside. Nou, hierdie ding het gemeentevergadering toe gekom toe, en die gemeente se of 'n gemeentelid se kommentaar daarop was,
Julle gaan die heiligheid van die kerk wegvat. In 2020, dear brothers and sisters, we were forced to have this service outside. Ons wou graag 'n Vadersdagdiens gehad het. En die enigste manier wat ons dit kon doen, is dat dit nou buite sou wees. I need to say this about myself. Toe daai kommentaar gelewer was van julle gaan die heiligheid van die kerk wegvat. I have to say that I sort of agreed at the time. Ek moet eerlik wees vir myself, teenoor myself en u en sê, ek het die persoon se siening ingesien. Want ons is so gewoond aan dinge moet op 'n spesifieke manier gedoen word. Ons is gewoond aan die preek so hier, waar ons as die diakens of predikers staan en die predikant wat daar bo staan. So toe die ding nou van die hand gewys was, I accepted it. Nog iets waaroor ek gebattle het vanoggend toe ek nou besluit wat ek moet aantrek, is die ding van 'n blazer. Nou, ek wou nooit 'n blazer dra nie. Maar nou sal jy my nooit hier in die kerk kry sonder een nie. Nie van Bruce Sam sê so nie. Dis nie oor Bruce Sam so sê nie. Kom ek sê dit op die weg vir u. Is nie oor Bruce Sam so sê nie. Vir my is dit 'n vorm van respek. But this morning, dear family in Christ, I want to ask us, why did we attach so much power and glory to earthly things? Why did we attach power and glory to a blazer? Why did we attach power and glory to a church? In 'n kort verhaal wat ek gekyk het, Dominee Tini, was daar 'n boemelaar gewees. En die boemelaar wou baie graag kerk toe gaan. En op die spesifieke dag wat die Here die nodigste gehad het, was die kerk se deure toe. The church was never outside for him, because we have added so much power and so much glory to a building that he did not feel that the church was outside. Hy het nie geweet dat die kerk van Christus, maar ons is nie. Hy het na die kerk toe gekom omdat ons onsself krag gesit het aan 'n gebou. When we come before God, dear family in Christ, we will be stripped of everything, including the church where you worship. Your church does not determine whether you go to heaven or not. Whether you wear a blazer or not is not going to determine whether you go to church, whether you go to Christ or not. Ek is amper klaar van julle. So ruk gelede het ek en broer Sam en 'n leraar 'n gesprek gehad oor die FOP-proses, né? En die leraar begin toe nou self praat oor beroep. Nou ons is in ons tweede jaar wat ons nie 'n leraar het nie. Of ons is besig, ons is in die beginfase. Verlede jaar was die eerste een. En ek moet nou by myself dink, en ek weet nie of broer Sam dit gedoen het nie. Ek moet nou by myself dink en myself vra, waarvoor gaan jy soek? Waarvoor gaan julle soek as dit tyd is om te beroep?
Gaan julle soek vir iemand met die leierskap eienskappe soos McMaster? Of gaan julle soek vir iemand wat teologies volwasse is soos Connie? Gaan julle soek vir iemand wat jonk en spontaan is soos Simon? Of gaan julle soek vir iemand met vader en mentorskap eienskappe soos iemand? Waarvoor gaan julle soek? In hierdie 21ste eeu familie is daar baie mense wat nog vir my aanspreek oor ek nie is soos 'n jong predikant behoort te wees nie. Daar's mense wat 'n konnektasie gemaak het aan wat 'n predikant se standaarde is, and I am not living up to that standard. But I need to say this. I am not the previous ministers. Die kerkleierskap is nie die vorige leierskap nie. You are not going to find another McMaster here. You are not going to find another Conley here. You are not going to find another Simon here. You are not going to find another human here. The Lord has called us, has called you, because you are you, and not because you are a variation of Simon or Connie. So don't make a connection of moenie 'n verwagting skep dat ons een van daardie persone is. Ek wil 'n nuwe ding kom doen. 'n Nuwe ding beteken dit is iets wat nog nooit van tevore gesien is nie. Dit is iets wat u nog nie eers besef kan bestaan. So if you want a new thing, it requires of you and me to leave everything we had behind. In history, we were taught the following thing. Geskiedenis is maar net die fondasie, maar geskiedenis kan nie die toekoms wees nie. Vir 213 jaar familie is die kerk deurgedra. En nie vir een van daai 213 jaar wat ons deurgedra het, was 1 jaar dieselfde nie. Ek gaan dit weer herhaal. Nie een van daai 213 jaar was dieselfde nie. Ons gaan nie begin in die 213de jaar om iets van die verlede te herhaal. Ek wil vir jou 'n nuwe ding kom doen. Wanneer ek sluit, dan dink ek terug aan die diens wat eerwaarde Elliot Jingy hier gehad het. Nou, ek was baie ongemaklik toe dit kom by die nagmaal gedeelte. En ek gaan vir u sê hoekom. Ek is van mening dat ons wat dienaars is, ons wat bedienaars is, kan nie eet voordat u nie geëet het nie. Maar hy dinge kom heeltemal verander. Hy die dinge kom. Family, the change that the Lord has in store for you is going to be an uncomfortable change. It's going to be something that you are not used to yet. The change, the breakthrough that the Lord has in store for you is something that is going to be wrapped in bubble wrap. The change that the Lord has in store for you is still going to smell like that's something new. The change that the Lord has in store for us as a church is something that the church has not seen yet. Meneer sê vir my, Noah, be active in your change. So as jy
van verandering preek, wees my verandering. As jy die pot roer, dan verander jy iets aan die pot. So roer hom asof jy dit bedoel. Family in Christ. The change that the Lord has in store for you, the breakthrough that the Lord has in store for your life, is going to require a 180-degree change. The breakthrough that the Lord has in store for the church is going to require a 180-degree change. Ek sien familie dat die deurbraak waarvoor u op pad is. Ek sien hoe die Here u gebede beantwoord. Ek sien hoe die nuwe dinge verpak sal by UCC. Ek sien hoe die nuwe dinge vir Sister Essie aanbreek. Ek sien hoe die nuwe dinge vir Sister Lavinia aanbreek. Ek sien hoe die nuwe dinge waarvan ek en u bid vir Sister Megan aanbreek. Ek sien hoe die nuwe dinge waarvan ons gepraat het vir elkeen van u aanbreek. These new things, dear family, is only possible when we break down the barriers that we have created around us. When we start to take out our noise-cancelling devices. When we start to take away our metaphorical TikToks. When we take away our metaphorical Facebooks. Familie van Christus, u lig het gekom. The light has come when the word became flesh and blood and moved into the neighborhood and dwells among us. When the Lord came as a helpless little baby, your breakthrough came. Change is as good as a holiday only, but only if you want change. Your breakthrough is only possible if you want a breakthrough. Your prayers will only be answered if you listen for the answer to your prayers. Die woord het lewend geword, het vlees en bloed geword en het tussen ons kom woon. Your breakthrough has come. Change is as good as a holiday. Amen. Kom ons sê liewe familie. Rock of Ages, King of Kings. On the 4th day of the new year, we come as your church, and we come to you and we hand you the controller of our lives. We come to you and we acknowledge that we can't do anything without you. We come to you and we say that we want you to be part of our 2026. We come to you in total surrenderance to you this 4th day of 2026. Here 2025 is verby en ons dank u dat u saam met ons gestap het deur 'n baie moeilike jaar. Ons dank u dat u vir ons uitgespaar het
Ons dank U vir ons families en ons dank U vir ons vriende. Ons dank U vir die kans wat ons weer het om aan die begin van 'n nuwe jaar te staan. We come to You this morning, dear God, and we ask that You would be with us. We have come to do what You call us to do. I pray now, dear God, that You would bless Your word, that the new things that You would have in store for us be welcomed by us, that we would allow You to make the radical changes in our lives. I pray this in Your name and Your name only. I pray this in the name of the provider of 2026. I pray this in the name of the strength for us in 2026. I pray this in the name of the way maker of 2026. I pray this in the name of the answer to our prayers in 2026. Amen. Broers en susters, die woord is gespreek. Die gebed van ons hart is in die Here, die nabyheid van sy woorde sal wees. Ons gaan ons tweede kollekte opneem, waar ons sang 149 en sing I need thee every hour with grace's slow. No tender voice like thine can peace afford. I
Vader, dankie Here vir hierdie offers. Here, wat wie dit moontlik was om te gooi, Here. Selfs vir hulle wat nie dit moontlik was. Here, U is bekend. Here, wat is kennis van die hart met God, is die toets van die Here. Here, seën dit op die doel waar ons dit nou sal hou. In Jesus naam. Amen. Goeiemôre. Oh, was dit daar is? Amen. Want ons gehoor waarom die Heiman wakker gemaak was. Die droom verstaan. Goeie woord. Kom ons vra die seën van die Here vir ons. Die Here sal u seën. Die Here sal u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en genade wees. Die Here sal ook u gebed verhoor. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy bly tot in alle ewigheid. En ons almal wat die koms van ons Verlosser verwag,